Hallo julle, dankie dat ek weer vandag saam met julle kan kuier. Baie welkom, my naam is Willem. Dankie dat julle saam met my reis. Ons sit vandag ons reis deur Markus voort. Ons het verlede jaar geëindig met Markus 4 en kom ons kyk net 'n bietjie weer waar ons was. Ons het met Markus 4 geëindig en Markus 4 eindig waar Jesus sy disippels vat en oor die see gaan. Hy gaan van Kapernaum af na Gergesa toe, nie onder my se kaart. Nou dis omtrent so 4 kilometer. Die See van Galilea is 'n dam en baie kleiner as die Vaaldam. Die wat Pretoria ken, hy's omtrent so groot soos die Hartbeespoortdam. So dis nie 'n groot afstand nie. En die pad wat hulle gevat het van Kapernaum af Gergesa toe is nooit meer as omtrent 'n kilometer van die kant af nie, van die wal af nie. En dan kom hierdie groot storm. En dit word beskrywe deur wind en golwe. En vir die Romeine vir wie Markus skrywe, sou dit dadelik 'n klokkie gelei het dat Jupiter, die hoofgod, Zeus in die Griekse wêreld is die god van storms. En die 3 hoofgode van die van die Griekse ryk was Zeus, god van storms, en Neptunus, die god van die see, en Hades, die god van die dood. In die Romeinse mitologie is dit Jupiter, god van storms, Poseidon, die god van die see, en Pluto, die god van die dood. En Jesus spreek die storm aan en sê, hou op. Jesus sê vir die Romeinse gode, stop het. En hulle doen. En dan is hy kwaad vir die disippels. Hoekom was julle bang, as ek in die boot is, dat die bose julle gaan oorwin? Hoekom is julle bang vir die bose? Hoekom is julle bang vir die gode? Hoekom is julle bang vir die Romeinse gode, vir die doderyk? Hoekom is julle bang vir die Griekse gode? Hoekom is julle bang vir die see? Die Joodse wêreld was die see, die plek waar die onheil vandaan kom. En nou lees ons verder. Ons lees wat het toe gebeur toe hy by Gergesa aan die oorkant gekom het. So kom ons lees Markus 5 van vers 1 af. Hier is die prentjie van Kapernaum se kant af. Daar waar die pyl is waar Gergesa is. So jy kan dit sien, dis nie ver nie. Hier is 'n prentjie van hoe dit gelyk het in daai tyd. So hierso is Gergesa, dit is waar Jesus op pad was. Hier is die bergreeks, daai bergreeks is hierso. Hier is 'n stad met die naam Hippos. Hy lê hierso so. Hy het so gelyk, bo op die berg. As jy vandag in Israel kom, kan jy na die ruïnes toe gaan. Dit was 'n Romeinse stad geweest. Hippo beteken perd. En in die Aramees was dit Susita, wat ook perd beteken. Dit het vir hulle gelyk soos 'n perde saal. So, hier is op pad hiernatoe. Dit is heidense land. Daar's 'n Romeinse stad, Romeinse soldate, en dan kom hy op die strand. Hulle het oor kan die see in die gebied van die Geraseners aangekom. Net toe Jesus uit die skei klim, het 'n man met 'n onrein gees hom van die begrafplaas af tegemoet gehardloop. Hy het tussen die grafte gebly. Hy kan op geen manier beheer word nie, selfs nie met 'n ketting nie. So hier het ons 'n man wat nie 'n Jood is nie, so hy's onrein. Hy het 'n bose gees in hom. Hy's onrein. Hy bly tussen grafte. Hy's onrein. Jy mag nie naby dooies gewees het as jy 'n Jood is nie. So hierdie is onrein in die extreme onrein man wat na Jesus toe aangehardloop kom. Die normale Joodse reaksie sou wees om op die man te skree en te sê hy moet weggaan of homself pad te gee. Hy is dikwels met voet en handboeie vasgemaak, dan het hy die handboeie oop geforseer en die voetboeie uitmekaar geruk. Gevolglik kon net mooi niemand hom beheer nie. Die hele tyd, dag en nag, was hy tussen die grafte en op die hoogtes aan die skree, terwyl hy homself met klippe stikkend kap. Verbeel jou,
was iemand wat elke aand in 'n begrafplaas rondloop en skree. En jy kan dit hoor. Jy hoor dit deur die nag. Hy het Jesus van ver af raak gesien. Jesus kom oor die see, daar was 'n storm. Skielik maak Jesus hierdie storm so stil, dat die bose man van die begrafplaas af Jesus oor die see kan sien aankom. Dit is so helder, die storm is so weg, dat die sig perfek is, dat die man kan ver kyk. So hardloop hy nader en val voor hom neer. Hy het met 'n harde stem geskreeu, los my uit, Jesus, seun van God, die Allerhoogste. Aangrypend, né? Die gewone titel was Jesus seun van God. Jesus seun van die Allerhoogste God is wat die onreine geeste, die demone Jesus noem. En dis eintlik 'n belydenis, dis eintlik om te sê, daar's meer gode, wat ons dink gode is, die duiwel, Jupiter, Zeus, Poseidon. Maar die hoogste God van almal, die hoogste God van al die gode, is Jesus se Vader. Jesus is God wat hoër is as al die ander gode. Dink wat sou dit beteken het vir die mense in Rome wat van hulle geloof vervolg word, vir wie Markus hierdie skrywe. In die naam van God, moenie my seer maak nie. Moenie my torture nie. Dit is die letterlike Griekse woord. Die rede hiervoor was dat Jesus al reeds vir hom gesê het, onrein gees gaan uit die man uit. Jesus het nie 'n formule nie. Jesus het nie 'n ritueel nie. Hy brand nie iets nie. Hy sê nie spesifieke woorde nie. Hy het nie een of ander prosedure om geeste uit mense uit te dryf nie. Hy sê net, hy praat net. Toe vra Jesus hom, wat is jou naam? My naam is Legio, antwoord hy, want ons is baie. Interessant. Die Griekse woord vir baie is pollus. Nee. Poly is baie. Legio is 'n Latynse woord. Dit is legion. Dit is 6000 soldate. Dit is so goed hierdie man sê, my naam is brigade, want ons is baie. Dit is 'n militêre term. Dit is 'n aanvalsterm. Die mense in Rome sou dadelik hierdie gesnap het. Hierdie is 'n verwysing na die wêreldse magte, na die keiser en sy magte. Die legioen was 'n Romeinse soldategroep van 6000 soldate en is met die legioene wat hulle die hele wêreld oorgeneem het. Hierdie is 'n brigade bose geeste. En Jesus sê vir hulle, gee pad. Met 'n woord jaag hy 'n brigade bose geeste weg, jaag hy die Romeinse wêreld weg, jaag hy die heersers van die wêreld weg. Daarna het die onrein geeste Jesus gesmeek om hulle nie heeltemal land uit te stuur nie. In die heuwel was daar 'n groot trop varke aan die wy. Hoekom varke? Dis 'n vierde teken dat hierdie heidense wêreld is, van die Jode mag nie naby varke gekom het nie. Maar varke was ook die hoofstapelvoedsel van die Romeinse ryk. Hierdie was 'n trop van 2000 skape wat waarskynlik kos was vir die Romeinse soldate, die legioen wat in Hippos gestasioneer was. Met 2000 varke en hulle kleintjies kan jy vir baie mense kos gee. Dis 'n groot trop skaap. Onthou die dorp in daai tyd was klein, 1500 mense, 1000 mense. Hierdie trop skape is waarskynlik 'n hele dorp se ekonomie. Dit was waarskynlik daai dorp se inkomste. Hulle het met varke geboer sodat hulle vir die Romeine dit kon verkoop. Die onrein geeste smeek hom toe, stuur ons in die varke in, laat ons in hulle invaar. Jesus het hulle dit toegelaat, die onrein geeste het uit die man gegaan in die varke in, die trop van omtrent 2000 hardloop toe in die skynste af die see in,
waar hulle versuip het. Hoekom het hulle verdrink? Varke is baie goeie swemmers. Hoekom verdrink die varke? Varke kan beter swem as honde. As ek vir jou sou sê, 'n trop honde het in die dam ingehardloop en almal het verdrink. Ek sê maar, wow. Honde swem van nature. Honde hol nie in 'n dam in en verdrink nie. Dit gemaak dat hierdie varke in die see verdrink het. Eintlik hier gebeur is, Jesus sê eintlik vir die bose geeste, gaan terug huis toe. En hulle laat die varke in die see hardloop en die varke verdrink sodat die bose geeste weer in die onderwêreld kan ingaan, weer in die bose wêreld, wat die mense in daai tyd geglo het, die see is. Die bose geeste gaan terug huis toe. Dink 'n bietjie daaroor. Jesus is so min bang vir die effek wat bose geeste kan hê, dat hy hulle huis toe stuur. Hy verwoes hulle nie, hy bind hulle nie vas nie, sit hulle nie in die tronk nie. Hy sê, gaan julle maar huis toe. Probeer 'n ander dag weer. Ek is glad nie bang vir julle nie. Hulle wagters het weggehardloop en die nuus in die dorp en op die plase gaan vertel. Dink hoe verstom was hierdie mense gewees as wagters vertel. Ons skape het skielik in die see ingehardloop. Ja, en toe verdrink hulle. Wat? Hulle gaan dan baie in die see in. Hulle gaan in die see in om skoon te word. Hulle swem. Hoe bedoel jy hulle het verdrink? Ons verstaan nie dit nie. Hier is 'n man wat met 'n ander ou gepraat het en toe skielik storm die varke in die see en hulle verdrink almal. Nee, ons moet met hierdie ou gaan praat. Iets het gebeur wat nie normaal is nie. Daarop het die mense gekom om self te sien wat gebeur het. Hulle by Jesus kom en die man wat die menigte bose geeste gehad het daar sien sit, behoorlik aangetrek. Waar het hy klere gekry? Kan dit wees dat Jesus vir hom sy poncho gegee het, sy oorjas gegee het? Jesus het sy disippels gesê, gee julle vir die man klere. Hy sê volle positiewe was hulle verskrik. Die mense wat dit gesien het, vertel toe vir hulle wat met die besete en die varke gebeur het. So nou hoor hulle die hele storie. Hulle het net gehoor, hulle varke het in die see gehardloop en verdrink, en dan kan nie wees, die varke verdrink nie. Nou hoor hulle, maar wag, hier's 'n man wat bose geeste gehad het, en die bose geeste het die varke laat verdrink. Hulle het vir Jesus gesoebat om uit hulle omgewing uit weg te gaan. Jesus, ons het ons hele besigheid verloor, ons het ons geld verloor, jy het my werk gekos. Jy het my veiligheid gekos, want nou gaan die Romeine vir my kwaad wees, en die Romeine gaan vir my vra, waar is hulle kos? Jy het my lewe in gevaar gestel. Ek wil nie dit hê nie, Jesus, ek wil nie hê dat u my besigheid wegvat nie, ek wil nie hê dat u my gerief wegvat nie, ek wil nie hê dat my lewe in gevaar stel nie, ek wil nie hê dat u my lewe moet verander nie. Gee het liewer pad. Ja, dit is goed en wel dat een mens se lewe nou verander het, maar die res van ons se lewe gaan nou swaar, en weet jy wat, dit is nie vir my die moeite werd om my besigheid te verloor, om een mens te red nie. Dit is vir my die moeite werd om my veiligheid op die prys te stel, my veiligheid in gevaar te stel, om een mens te red nie. Daarvoor sien ek nie kans nie. Jesus, gee liewer pad van my af. Jesus, moenie vir my sê hoe ek naby u moet lewe nie, want dit kos my te veel. Gee liewer pad, los my lewe liewer uit. Toe Jesus weer terug was in die skei, het die besetene wat voorheen besete was, om gesmeek om saam met hom te mag gaan. So dink 'n bietjie oor hierdie. Jesus sê vir sy disippels, kom ons aan oorkant toe. Dan ry hulle op die skei, dan kom daar 'n storm. Dan klim hy aan die ander kant af op die strand, 'n bose man met bose geeste kom sien hom,
Dan klim hy terug in die skei en hy gaan terug. Hulle hele trip het bestaan uit 'n storm op die see en 'n bose man op die strand. Is dit genoeg? Is dit genoeg om partykeer baie moeite in te sit en min te doen? Hierdie man sê vir Jesus, wow, my lewe het verander, ek wil saam met U kom, ek voel veilig by U, ek wil naby U wees. Moenie my los tussen my mense, moenie my los tussen die heidene nie, moenie my los tussen mense wat nie glo nie, ek wil wees tussen mense wat glo, ek wil deel van die disippels wees, want ek wil naby U wees, want dan is ek okay. Jesus het vir hom gesê, nee, gaan huis toe, na jou mense toe. Vertel vir hulle wat die Here vir jou gedoen het, en hoe goed hy vir jou was. Aangrypend, né? Hy weet nog niks van wie Jesus is, nie. Hy weet nie wat Jesus se naam is nie. Hy weet niks van die Joodse geskiedenis nie, hy is nie 'n Jood nie, hy weet nie van die Bybel nie, hy weet nie van die beloftes nie, hy weet niks. En God sê my, jy weet genoeg. Ek gaan vertel vir jou mense wat God vir jou gedoen het. Dis ons storie. Dis ons boodskap. Hy het wyd en suid in die 10 stede gebied gaan vertel wat Jesus vir hom gedoen het. En almal was verwonderd oor wat hy aan hulle vertel het. Sy enigste storie was, ek het bose geeste gehad en hierdie ou het my uitgedryf. Tel my meer van hom, ek weet nie. Is hy God? Ek weet nie. Is hy die Messias? Ek weet nie. Wat gaan hy doen? Hoekom het hy gekom? Ek weet nie. Ek weet nie. Al wat ek kan vertel is wat hy vir my gedoen het. En dit het mense aangegryp. Was hierdie man suksesvol om in die 10 stede ryk, die Decapolis, te gaan vertel? Nou kom ons lees verder in Markus 7 oor ons hierdie. Op pad terug van die omgewing van Tyrus het Jesus oor Sidon en deur die 10 stede gebied na die see van Galilea gegaan. Jesus is terug daar by die see van Galilea waar hy met hierdie man te doen gehad het. Hulle bring toe 'n dowe man met 'n spraakgebek na hom toe en soebat hom om sy hand op die man te sit, om hom gesond te maak. Hoe het die mense geweet van Jesus? Hoe het hulle geweet hulle moet 'n dowe man na Jesus toe bring? Die malman, hulle vertel. Maar meer as dit. Luister hier, Markus 8. Ongeveer dieselfde tyd was daar 'n groot menigte by Jesus. Omdat hulle nie kos gehad het, het Jesus sy disippels nader geroep met die woorde, ek is baie jammer vir die mense, want hulle is nou al 3 dae by my en het niks om te eet nie. En hierdie is 4000 mense, wat Jesus aan die oorkant, in hierdie gebied waar hierdie besetene was, kos gegee. Die 5000 het hy later aan die ander kant, aan die Kapernaum kant kos gegee. Wat maak dat 4000 mense, wat nie Jode is nie, vir 3 dae lang kom om na Jesus te luister? Hy was 1 keer daar gewees, hy het nooit verder as die strand beweeg nie. Sy enigste mens met wie hy kontak gehad het, was 'n malman. Hierdie malman het rondgegaan tussen sy eie mense en sy eie storie vertel. Maar toe Jesus weer daar kom, het 4000 mense vir 3 dae na Jesus kom luister. Wat tref jou in hierdie storie? Laat ons bietjie mekaar
Ek hoop julle kon lekker met mekaar gesels oor hierdie aangrypende gedeelte. Kom ons kyk 'n bietjie wat ons hier uit kan leer, wat dit vir ons beteken. Die eerste vraag wat ons wil vra is, wat beteken dit vir ons hier? En ek dink ons kan 'n paar goed sê. Ek dink die eerste is, Jesus vat sy mense in die wêreld in. Hy vat sy disippels en vat hulle na die heidene toe. Jesus haal nie sy mense uit die wêreld uit nie. Jesus vat nie sy mense en sê, kom kry by my weg nie. Hy sê, kom na my toe, want ek gaan julle in die wêreld invat. Ek gaan saam met julle, ek vat julle na die heidene toe, ek vat julle na die gevaarlike plekke toe. Ek gaan jou in 'n werk sit, waar daar nie gelowiges is. Ek gaan vir jou vriende gee, wat nie gelowiges is. En ek gaan vir jou familielede gee, wat nie gelowiges is, want dit is hoe ek my koninkryk in hierdie wêreld bring. Tweede wat ons uit hierdie gedeelte uit kan sê, is daar is net een ware God. Selfs die demone weet dit, selfs die duiwels weet dit, selfs die geeste wat as gode aanbid word, weet dat daar net een ware God is. Die derde ding wat ek dink hierdie gedeelte vir ons sê, is dat die duiwel en die demone weet hulle het klaar verloor. As Jesus naby kom, dan is hulle nie kom ons fight nie, hulle is, moet my nie seer maak nie. Moet my nie nou al straf nie. Moet my nie nou al verwoes nie. Ons wonder nog of good will triumph over evil. Die evil weet hulle klaar verloor. En dis hoekom Jesus praat net, en is nie bekommerd om hulle terug huis toe te stuur nie, want hulle weet hulle klaar verloor, en Jesus weet hy klaar gewen. En Jesus het die duiwel al gewen, toe hy in die woestyn versoek is. Aan die kruis het hy dit finaal gemaak, dis afgehandel. Die vierde ding is, pas op om op die hier en nou te fokus. Die dorpse mense het God uit hulle lewe uit weggestuur, omdat hy hulle inkomste bedreig het, omdat hy hulle veiligheid bedreig het, omdat hy hulle sekuriteit bedreig het, omdat hy hulle manier van lewe bedreig het. Ek en jy daar. Maar ek ken God en ek weet wat hy vir my verwag, maar ek is te bang om dit te doen, want ek is bang vir die effek wat dit op my lewe gaan hê. En dan is daar aspekte van my lewe waar God liewer moet pad gee, waar hy liewer moet wegbly, waar hy liewer moet buite bly. Ek sien nie kans vir die effek wat dit gaan hê my lewe nie. Miskien is 'n vyfde punt dat my boodskap is Jesus. En ek weet genoeg. Ek weet genoeg van Jesus. Ek hoef nie meer te weet nie. Ek weet oneindig meer as wat hierdie man geweet het. Hy was voor die kruis, hy het nog eers van die kruis geweet nie. Hy het nie geweet van al die ander wonderwerke wat Jesus gedoen het nie. Hy het nie geweet van Jesus se boodskappe. Maar ek het klaar 'n Jesus boodskap, en ek het klaar, en dis miskien die 6ste, ek het klaar 'n Jesus opdrag. Gaan na jou mense toe. Tel vir hulle wat Jesus vir jou gedoen het. Wat het Jesus vir jou gedoen? Wat is jou storie? Miskien kan ons die boodskap opsom soos volg. Jesus stuur sy mense die wêreld in om die goeie nuus te deel van wie hy is, die enigste God, en wat hy vir hulle gedoen het. Jesus stuur sy mense die wêreld in, hy vat die disippels na die heidene toe. Hy stuur die man wat die demone gehad het, om na sy mense te gaan, meer as sy mense. Hy gaan na 10 stede toe, hy gaan na hele gebied toe, om te vertel, ek weet wie die enigste God is, en wie is wat hy vir my gedoen het. Miskien is dit die uitkoms, miskien is dit die wegneem, miskien is dit wat ek en jy vir onsself moet vat uit hierdie storie uit. Dus die eerste vraag is, wie is Jesus vir my? Is hy nice to have?
Is hy 'n deeltjie van my lewe? Is hy die enigste God? Is hy die Here? Wat is my storie? Wat het Jesus vir my gedoen? Het ek 'n Jesus storie? Ja, ek het. Miskien het ek dit net vergeet. Miskien het ek nog nie daaroor gedink nie. Miskien is dit tyd dat ek en jy vir onsself dit afvra. Wat is my Jesus storie? Wat is die oomblikke in my lewe waar God my lewe verander het? Wat beteken dit vir my dat Jesus in my lewe is? Wat is my storie van wat God vir my gedoen het, wat ek vir ander kan vertel? Ek hoef nie alles te weet nie, ek hoef nie al die antwoorde te hê nie. Maar wat is my storie? En dalk dan die derde is, wie is my mense? Maar wie stuur Jesus my? Waar moet ek gaan vertel? Waar moet ek gaan leef? Waar moet ek gaan wys? Wat tref jou? Selfs 'n bietjie met mekaar?